En Jesus kom groet sy disippels en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En dan blaas hy oor hulle en hy sê, ontvang die Heilige Gees. Ja, dit is weer Pinkstertyd. Ons het die voorreg om saam met mekaar weer in Pinkster te wees. Ek wil graag sommer net vir so 'n oombliekie saam met jou stil word voordat ons vandag by die teks kom stil staan. Here ons Here, vandag wil ons U kom bewonder vir U werk, die werk deur die Gees, dit wat U ook vandag met ons en onder ons en saam met ons mag doen. Ja Here, ons het vir U 'n groot eerbied en mag dit so wees dat ons regtig mag begryp wat dit is wat U met ons wil deel. In Jesus naam. Amen. Ek wil van jou vra dat jy sommer daar waar jy is, gou 'n stukkie papier moet nader gryp of jou telefoon waar jy kan skryf of kan tik of op jou rekenaar of jou tablet. Maak 'n nota, skryf 'n definisie oor wat is regverdig. As jy vanoggend of vandag 'n definisie sou kon skryf oor wat is regverdig. Wat beteken dit vir jou? Regverdigheid. Hoe lyk dit? En dan, terwyl ek dit vir jou vra, is die tweede vraag, dink jy dat die lewe regverdig is? En hoe voel hierdie regverdigheid? Hoe behoort dit uit te speel? En hoe voel jy self as jy dalk nog nie regverdig behandel was nie? Wat was daardie ervaring? As ek dit vir jou sê, dan blaai ek na my Bybel toe en ek maak hom oop hier by Matteus 5 vers 6 en ek lees graag. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Ek herhaal, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Waarom is dit belangrik? As ons oor regverdigheid of om reg te doen te praat, dan begin ons by, waarom is dit vir Jesus belangrik gewees om juis oor hierdie tema te praat? Spesifiek dan ook, hier in die saligsprekinge, met die bergrede. Dit was belangrik genoeg dat mense dit moes hoor. Dit was iets wat hy by hulle wou tuisbring. Wat sou dit wees? Wat sê die Bybel oor regverdigheid? En as ons vra oor wat sê die Bybel, dan moet ons begin by God se regverdigheid. En is dit iets waarna ons smag, of waarna ons verlang, of is dit, hoe verstaan ons dit? Ons blaai sommer dadelik na die Ou Testament toe. En ons sien vir 'n oomblik wat die ouens daar skryf. Ek dink aan Jesaja 61 vers 8, waar Jesaja waar die Here so uit die mond van Jesaja vir die volk kom sê, in my trou sal ek my volk gee wat ek hulle beloof het. Ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit. Ja, reg doen, of reg
Ou Testament getuig daarvan, die Nuwe Testament